Middag almal. Môre, is nog oggend. Reg. So ek wag dat die ander ouens opklim, ek het gelaai op my groepe. Ons is, môre Leon, ons praat oor Siener vanoggend. Ons praat oor wat Siener alles gesê het. Ek is hier om vrae te antwoord, vir die volgende uur of wat. Laat weet julle vriende, die ouens wat dom vrae wil kom vra oor Siener, hulle is welkom. Ek sal hulle almal antwoord. En daar is 'n doodse stilte. Waar is die ouens wat vra het? Daar is dan nou ouens wat opkom, ons is op 8. Nou ja, kom ouens. Nou ja, kom ons kyk hoeveel ouens klim op. Ek wil weet dan hierdie ding met Suid-Afrika, nou dat Suid-Afrika in die kollig is. Ja, Siener het gesê, hy sal weer baie in die nuus wees. Hierdie is op pad na daai ding wat hy gesê het. Siener het gesê, hy sal baie in die nuus wees. Nou, hoekom gaan Siener baie in die nuus wees? Wat dink julle? Want dit het alles te doen met Cyril Ramaphosa en die sotte in die regering. Ja, hallo Sandrine. Ja, want hier kom 'n slagting van blankes. So op hierdie stadium moet ons nou mooi verstaan. Die buitewêreld, die Amerikaners se bekke is almal dik, hierdie klomp liberale woke Amerikaners, CNN en MSNBC en die klomp Joodse maffia en media en almal se bekke is baie dik oor die 59 Suid-Afrikaners wat nou oor is. Daai klomp blankes. Want hoekom is hulle nou nie swart nie? Ons gee net hulp vir swart, ons kan nie help vir blank nie. Nou, en dan word daar gesê, maar hierdie, hulle is nie refugees nie. Hulle voldoen nie aan die eise van refugees nie, wat nie waar is nie, maar dit nou daar gelaat. Die groot ding hier is, baie binnekort is hier 'n slagting in Suid-Afrika. Dan gaan Donald Trump hulle sê, I told you so. So, en in daai tyd sal Siener natuurlik baie in die nuus wees. Want Simon Roche het baie werk oor see gaan doen met Amerikaanse radiostasies en podcasts, waar hy met regses gaan praat het oor die situasie in Suid-Afrika in 2017 en 2018. So, daai ouens is bewus van Siener. Hy praat steeds met hulle oor die situasie in Suid-Afrika. So, hierdie dinge gaan, ons gaan die jackpot slaan. Ons gaan op die nuusmedia wees 24/7. Ja, natuurlijk, ons is Israel, dit is so Boesman. Maar sê dit nou vir die ouens wat nou nie wil verstaan nie. So, like die live ouens, dat ons die ouens kan kry om meer op te klim. Like die live asseblief, wat ons hardloop na 5.000 en 10.000 toe. Asseblief. Nou ja. Is daar nog vrae? Is daar nog vrae? Kom ouens, is daar nog vrae? Vrae oor Siener. Die probleem is, ou moet dan iets weet van Siener om te kan vra. Is dit nie waar nie? Siener maak 'n baie radikale uitsprake oor Suid-Afrika. Maar nou ja, dan moes jy die boeke gelees het. So hoeveel ouens hier het die boeke gelees? Dis die vraag. Hoeveel ouens het die boeke gelees hierso? Daar kom ons daarom nou al by 15. Wanneer die eerste mans Noord-Kaap toe gaan, Tannie, gaan daai mans opgeroep word vir Amerika? Nee, wat gaan gebeur is, dit sal nie dadelik wees nie, en dit is nie 'n oproep nie. So die ouens wat die oproep instruksies sal gee in Suid-Afrika is die Doringbos regering. En daai Doringbos regering is 'n Britse, VSA, Duitse, Jesuïte regering. Met die gevolg is, hulle gaan blanke mans oproep, en die wat nie wil veg nie, sal hulle stuur na interneringskampe in Australië.
Dit is iets wat hy van praat, dit staan in die Oupa Kraal se dokumente, kan dit vir jou lees. Dit raak so ernstig in Suid-Afrika, dat hy sê, as hulle 'n man vind sonder 'n uniform in die straat, dan slaan hulle hom dood. Verstaan julle hoe ernstig gaan dit raak? So ons gaan in 'n baie militêre tydperk in waar die regering baie militant is, waar jy heel moontlik iets soos krygswet gaan hê in die land, baie streng wetgewing. Friendly Christian, ek praat nou oor siener in Suid-Afrika. So dit is iets wat vir ons kom, en dit kom heel moontlik nog, behoort ons dit in hierdie jaar te sien, of vroeg volgende jaar. Maar hulle gaan die oukies voor die voet oproep. Laat ek jou sê, jy sal nie kan sê, maar jy kan nie. Die wat nie wil, as hulle vir jou sê, jy moet gaan, en jy het nou 'n probleem, jy is nie bereid om 'n vuurwapen te raak nie, of jy gaan nou niemand doodmaak nie, dan gaan hulle jou net interneringskampe toe stuur. Hier is 'n plan, om van die blanke ontslae te raak, so dan moet jy in elk geval die mans wegvat. Ons merker vir die Nag van Johannesburg is die dood van 'n baie belangrike swart leier in Natal, dis korrek. Friendly Christian, ek verstaan dat jy 'n ongelowige is. Ek verstaan dit. Maar wat my bekommer oor jou is dat jy so ongelooflik oningelig is oor wat in die wêreld aangaan. So as jy nie verstaan wat sieners sê nie, fine. Maar jy moet tog begin verstaan wat in die wêreld aangaan. Naamlik, Duitsland het begin oproep. Brittanje wil oproep. VSA praat van oproepinstruksies. Rusland praat van oproepinstruksies. Rusland het nou nog 'n klomp ouens opgeroep. So enige sot wat vir jou dink en vir jou verduidelik, maar Suid-Afrika gaan nooit mans oproep nie. Daai ou rook sy sokkies, my maat. So, moenie dat ons nou stupid wees nie. Nou sê ons, ag wel, vandag is daar nie 'n oorlog in Suid-Afrika nie, so oor 6 maande sal daar ook nie enetjie wees nie. Hou op dom dinge doen en sê, heerlikheid, kom laat ons begin kyk na wat dit is. Friendly Christian, hulle is besig om op groot skaal van Christene ontslae te raak in Sirië. En daar kraai nie 'n haan daarna nie, so asseblief. Dis iets wat op 'n daaglikse basis gebeur reg oor die wêreld. Wat beteken dit gaan nie hier gebeur nie? Hoekom sal dit nou nie hier gebeur nie? Friendly Christian, jy's naïef. Ek is nie naïef nie. Ja, die Europese lande is die blankes ongelukkig oor die situasie, maar hulle is nie ongelukkig genoeg nie. Dis die probleem. So, nou kom terug. Dat daar oproepinstruksies gaan kom, is waar. Dis 'n feit soos 'n koei, dis iets wat ek gesien het, baie ander mense het dit gesien, siener het dit 100 jaar terug gesien. So, as jy ongelowig is, good for you. Dis jou saak, jy sal dan nou leer deur middel van ervaring. Dis soos wanneer ons vir 'n kind sê, man, as jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Dan moet jy nou maar voel. Hallo Quentin, ek is bly die ouens is hier, ons is op 21. Like die live, ons is dan al by 2300 likes. Like hom, dat ons hom daarbo kan kry, dan kan ek eenmalig praat en klaar praat. Die Bybel sê dan, hoe lyk Adam, so jy kan daai stuk in die Bybel lees en in die spieël gaan kyk. Boesman, ja, maar ek probeer terugkom na die boerevolk toe. Ek wil gaan oor die boerevolk, want ons praat oor die boerevolk se situasie. Friendly Christian, die nuus kan jy gaan kontroleer. Jou probleem is jy's te lui om die nuus te kyk. So asseblief, vir my kom sê, hoe weet ons die nuus is reg? Ag nee, Jesus, ek kan nie sulke dom vrae antwoord nie. Ja, Adam beteken bloed van God, Friendly Christian. Dit beteken die bloed van Alef. A is Alef en Dam is bloed. Dit beteken die bloed van God. Dit is wat Adam beteken. So, nou ja, go educate yourself, boy. Reg, so kom ons praat. Terwyl ek nou aan die gang is, dat ons dan wat praat en ordentlik praat. Aangesien ek op 'n rol is. Daar is, wie die persone is wat oorsee is, weet ons nie presies mooi nie. Maar dat hulle deur die proses is van die Amerikaners, dit is 'n feit. Enige ou wat dink ons het te doen met karwagte wat oorsee is, rook sy sokkies. Friendly Christian,
Ek kry jou jammer. Wat ek weet van Siener het ek gehoor weer na wat doen. Baie dankie, dat ten minste luister jy na Deborah. Reg? Ten minste luister jy na Deborah. So ja, kom ons praat. Ek gaan dit vir julle lees, terwyl ek nou kans het en ek is op 'n rol, en intussen tyd sal ek vrae antwoord. So asseblief like die live, laat ons op hardloop, kom ons kyk, die volgende mikpunt is 10.000, kom 10.000 hartjies, kom, laat ons hom like, as hy opgaan, dan kom hy op die feed. Ek lees vir julle, dit gaan oor die Oupa Kraal se dokument. Waar kom hierdie Oupa Kraal se dokument vandaan? Waar kom hy vandaan? Hy kom van 'n Bybel af van 'n man wat in die interneringskamp was in Koffiefontein. Nou, hy skryf neer wat 'n ander persoon vir hom vertel het. So dit staan hierso. Dit is die ongelooflike beskrywing van die siener se visioene oor die uitbreek van die toekomstige wêreldoorlog aan meneer E.L. Brits. So hierdie is die Oupa Kraal se dokument. Môre Herman? Reg, kom ons lees. So hierdie dokument kom uit die argiewe van die Ossewa brandwag. So, ons weet dis 'n betroubare dokument, want hy kom daaruit. Dis nie iets wat iemand na die tyd geskryf het nie. So jy kan hom gaan opsoek, hy's in die Ossewa Archives, die Ossewa brandwag argiewe. So dit is waar hierdie dokument vandaan kom. Omdat dit gaan oor 'n man wat in 'n interneringskamp was en agter in sy Bybel het hy hierdie klomp aantekeninge gemaak na aanleiding van wat 'n ander ou vir hom vertel het wat saam met hom in die interneringskamp was. Hoekom was hulle saam in die interneringskamp? Want hulle het geweier om te gaan veg vir Brittanje tydens die Tweede Wêreldoorlog. Dis wat met mans gebeur wat weier om te gaan veg vir die regering wanneer hulle opgeroep word vir diens. Die ouens wat hier is, die manne moet mooi verstaan, hulle gaan julle oproep tot op die ouderdom van 60, maak julle klaar daarvoor. So, en die doelwit is om die blanke man uit die stelsel uit te haal. So, ja, nee jong, jongies ouens wat het gaan leer as hy voel. Ek wil sien hoe gaan hy rondhardloop soos 'n afkophoender wanneer daai brief en hulle gaan hom sommer op telefoon laat weet. Laat ek jou sê, want hulle jou internet gaan gekoppel word met jou facial recognition saam met jou digital ID. So, en as jy nie weet hoe werk dit nie, wel dan kan ek jou nie help nie, dan is jy snotdom en weet nie hoe om die internet te gebruik nie. Nou ja, daar's ouens wat vir my kwaad raak, maar hulle moet vir my maar baie kwaad raak. Iemand moet hierdie harde woorde spreek, want ons sit met 'n volk wat dink hulle is in 'n babbel. Niks gaan hulle ooit raak nie, dis wat die Bybel sê. Hy sê, oppas daai wat sê, niks sal ons oorkom nie. Niks gaan ons oorkom nie. Hy sê, God sê, ek gaan julle stede verwoes, want julle ore is nie oop nie. Goed, kom ons gaan aan. Hy sê, ons gevaar is groot, ons vyande legio en sterk en ryk, hulle gebruik ons land se rykdomme teen ons. Die Engelse, die Jode en die Jingos. Wat is 'n Jingo? Dis 'n verraaier. Hulle hits die moslems en die basters en die swartes op teen ons, is selfs 'n deel van die polisie en die leer gaan teen ons om ons te probeer onder te bring. Dit is waar. Ons gaan sien hoe hulle die weermag en die polisie teen ons gebruik. In Engeland word alles in die geheim vooraf gereël tussen daardie regering en die leiers hier. Ons gaan dit sien hoe dit gebeur. En ek vermoed dit gaan te doen hê met 'n lockdown wat ons gaan sien in Suid-Afrika. Ek sal nou met jou daai ding hanteer. Ons gaan net gou die eerste deel hierso doen. So, ons gaan 'n tipe van 'n lockdown kry, 'n lockdown stelsel kry. En in daai tydperk wat hulle almal op hulle plekke het en sê luister, bly by jou huis, daar's 'n krisis in die land of wat ook al, in daai tyd sal ons sien dat die Britse troepe inkom. En in Engeland word alles in die geheim vooraf gereël tussen daardie regering en die leiers hier om op 'n gegeewe tyd en moment hulle troepe hierheen te stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die boer. Dit is so. Hier kom 'n revolusie en baie van ons sal deur hulle doodgemaak word. Dit is so. Ons sien 'n bloedige swart revolusie wat kom.
Friendly Christian, ek het 'n vraag vir jou. Waar was die Christene se beskerming tydens die Tweede Wêreldoorlog toe 40 miljoen blankes gesterf het? Waar was God toe? Het God geslaap tydens die Tweede Wêreldoorlog? Het hy dit gemis het? So verduidelik vir my, om watter rede het jy hierdie idee in jou kop, dat Christene nie sterf nie? Hulle sterf nie tydens revolusies of oorloë of misdaad nie. Watter Bybel lees jy dat jy nie agterkom dit gebeur nie? Ek vra jou. Tannie sê, God is nie daar nie. Ek wil weet, waar was God tydens die Tweede Wêreldoorlog? 40 miljoen blankes het gesterf tydens die Tweede Wêreldoorlog. Waar was God? Hoekom het hy dit nie gekeer nie? Want jy maak 'n aantal stellings hier van God sal nou nie toelaat dat dit met ons gebeur nie. Dis mos 'n sotlike opmerking wat jy met my deel. Daar's 4000 blanke boere in hierdie land vermoor sedert 1994. Waar was God toe? So asseblief, elke keer as jy jou mond oopmaak, dan kom ons agter, maar dis die opmerking van 'n sot. En ek sê dit vir jou met liefde. In hierdie wêreld wat baie gebroke is, loop die Satan rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verskeer. Gaan lees jou Bybel. Nou ja, ek lees verder. Hierdie ding wat hy hiervan praat, hierdie alliansie tussen die ANC en Brittanje gaan ons sien. Nou ja, hulle is lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die boer. Hier kom 'n revolusie en baie van ons sal deur hulle doodgemaak word. Dit is so. Ons sal onsself teen hulle moet verdedig en al wat 'n Afrikaner is sal moet by mekaar staan om onsself van ondergang te red. Nou sien hy praat van Afrikaners en hy praat van boere. Hy praat van hulle as een groep mense. So nou is my vraag aan julle. By ons het ons 'n onderskeid gemaak. 100 jaar later maak ons 'n onderskeid tussen Afrikaner en boer. Maar in Sinner se tyd het hy nie 'n onderskeid gemaak nie. Vir hom was 'n Afrikaner en 'n boer dieselfde ding. Dit is hoekom hy daarvan praat. Hierdie ding dat ons sal moet saam staan. Jy sal nie kan saam staan in 'n gemengde woonbuurt nie, want hierdie kant is MK jou buurman en die kant is 'n EFF jou buurman en oor kan die straat is 'n ANC lid jou buurman. So enige ou wat dink hy kan sy woonbuurt verdedig teen die swart revolusie, terwyl sy bure reg rondom swart is, daai ou hy's op pad vir 'n ernstige ontnigtering. Hulle sal in die geheim klaarmaak om weer die baaskap met opstand en geweld in die hande te kry. Daarom dan dat die Britse troepe in die geheim na ons hawens kom om hulle te help teen ons. Ons leer sal in twee breek. Ons mense sal van hulle uitgaan, maar hulle sal met alles bly sit. Vriendie Christian, ek vra jou weer. Waar was God toe 40 miljoen blankes gesterf het? Het hy dit toegelaat? Yes or no? Baie eenvoudig, ek vra vir jou, het God dit toegelaat dat 40 miljoen blankes sterf tydens die Tweede Wêreldoorlog? Yes or no? Kom ons gaan aan. So wat hy hier verduidelik, hy verduidelik hier dat in die tyd wat ons hierdie krisis het in die land, waar ons Doringbos regering in die land het, gaan hierdie Doringbos regering baie militant optree teen die boerevolk, teen die blankes, baie militant. En die blankes wat binne in die magte sit, die veiligheidsmagte van die land, die polisie, hulle sal ongelukkig wees oor die situasie en hulle sal letterlik uitstap uit die stelsel uit en sê ons kan ons nie versoen met dit wat aangaan nie. So hier kom 'n verskriklike ding, as hy vir jou sê, ons leer breek in twee. Nou dink baie mense, dit is hierdie bietjie SANDF swart weermag wat ons het. Nee, hy praat van 'n tydperk onder 'n Doringbos regering, waar die Doringbos regering mense opgeroep het, hulle bring 'n nuwe stelsel in,
En die blankes word direk betrek en hulle word ingevoeg in die stelsel en hulle moet deel raak van die stelsel en as hulle weier gaan hulle interneringskampe. Vriendie Christian, God het 'n plan, maar die Bybel sê ook dat ons 'n vrye keuse het. So ons moet 'n keuse maak. So as jy daar wil sit dat Satan jou opvreet, dan sit jy daar dat Satan jou opvreet. Ja, die wil van God is nie dat hier onreg in die wêreld moet wees nie. Die wil van God is nie dat daar dood en verwoesting moet wees nie. Maar dit is wat gebeur as jy buitekant die wet opereer. As jy buitekant God se Torah opereer, wel dan is dit dood, moord en verkrachting. Dit is wat dit is. So, God se wil vir jou lewe is nie dat 'n 20-jarige sterf in 'n motorfietsongeluk nie. So enige ou wat dit redeneer, ken nie sy Bybel nie. Nou ja, kom ek lees verder. So, die Engelse is baie doelbewus en hulle spioene is oral. Daar is baie mense in die land wat beweer dat hulle groot nasionaliste is, maar hulle is dit nie. So sal dit ook in die polisie mag wees. Ons vyande sal baie versigtig in die geheim vergaderings hou, ook wapens en ammunisie van Engeland en ander lande heimlik invoer. Die ding het ek persoonlik self gesien. Ek het gesien op 'n stadium dat die VSA hierdie Britse Doringbos regering bewapen en hulle begin dit teen ons gebruik. Nou sê hy, hulle voer dit in heimlik en oral by geheime vergader en opslagplekke wegsteek. Wanneer hulle klaar is, sal hulle ook die swartes en die gekleerdes uitnooi en aanhits om deel te neem aan 'n opstand wat hulle dan sal begin. Dit sal 'n revolusie wees en ons vrouens en kinders sal in die grootste gevaar verkeer. Nou wanneer hy hiervan praat hy van 'n tweede revolusie. Hy praat nie van hierdie eerste swart revolusie wanneer die ANC ineenstort omdat die buiteland sy geld afgesny het nie. Hy praat van wanneer die Doringbos nie meer kan aangaan nie, omdat die VSA in Duitsland onttrek het uit die Doringbos regering, omdat hulle agtergekom het Brittanje het hulle verraai aan Rusland. In daai tyd sal die Britte ons oorhandig aan 'n tweede swart revolusie. Ouens, maak 'n likes, tap asseblief, dat ons gaan na 10.000 toe asseblief, dat ons hom op die feed kry. So, hoekom sê hy dit? Dit sal 'n revolusie wees en ons vrouens en kinders sal in die grootste gevaar verkeer. Hoekom sê hy spesifiek dit? Hoekom praat hy daarvan? Waar is die mans? Hoekom sê hy nie ons mans en vrouens en kinders sal in die grootste gevaar verkeer nie? Want die mans is opgeroep of hulle is in interneringskampe. Friendly Christian is heeltemal verdwaald. Engeland is lankal uit die prentjie. Nee, jy het nie 'n idee nie. Jy het nie 'n idee waarvan jy praat nie. Brittanje beheer wêreldekonomie en wêreldgebeure omdat die City of London die bankstelsel by hom gestasioneer is. Met triljoene en triljoene dollars en ponde in daai offshore accounts. En net enige iemand wat net 'n bietjie nadere navorsing doen, sal dit kan dit lees. Daar is 'n oulike YouTube kanaal, en YouTube kanaal kan jy gaan kyk is LaRouche Institute. LaRouche Institutes. Met die ou baas wat baie gereeld daar praat is Harvey Schlesinger. En dis so 10 minute video per oggend, maar hy praat so ongelooflik akkuraat oor die wêreldgebeure. En nog voordat dit uitgekom het, dat die CIA en MI6 betrokke is by hierdie oorlog tussen China en Indië, het hy dit gesê, hy het 'n week voor die tyd gesê, voordat die nuusmedia begin sê het. So, hierdie hele idee dat die Britte nou niks is nie, en daar gaan niks aan nie, en hulle het nou nie eintlik beheer nie, daai ouens, sies toch, weet niks van wat in die wêreld aangaan nie. Dis hoekom Siener bly praat. Hy sê Brittanje moet totaal verwoes word. En hy's reg.
Want hulle mag veroorsaak al hierdie probleme in die wêreld. Onder andere, hulle saam met die Jesuïte, saam met die Joodse bankiers, het hulle vinger oral in die paai. So, en jy kan maar gaan kyk, daar waar oorloë uitbreek, daar het jy te doen met Brittanje, met die Jesuïte en met die CIA en in baie gevalle ook die Mossad. So, dis interessant, toe so 'n paar weke terug het daar weer 'n bom ontplof en 'n generaal is dood in Rusland. Toe hy uitstap, toe ontplof die bom en hy is dood. En wat baie interessant is, toe het die Russe gesê, hierdie het al die fingerprints van Britse intelligensie. Hierdie is nie 'n Oekraïense, 'n oukie uit Oekraïne wat nou die werk kom doen het nie. Hierdie het te doen met Britse intelligensie. En toe hierdie krisis tussen Pakistan en Indië ontstaan, toe sê daai Pakistan leier, toe sê ons het hier te doen met derde mag bedrywighede. En toe vinger hy, toe sê hy die Britte is hierby betrokke. En hy's reg. Gaan Trump vir Cyril in 'n hoek dryf? Ja. Hy gaan, ons gaan groot veranderinge sien. Adira, na Cyril teruggekom het vanaf die VSA. Hoor wat ek julle sê vandag. Hy gaan druk begin toepas vir allerlei dinge. En Cyril Ramaphosa gaan die kant toe, en daai kant toe, en die kant toe, en daai kant toe. Maar ons gaan sien dat nadat Trump hom die waarskuwings gegee het en die eise gestel het, dan gaan ons ander dinge begin sien in Suid-Afrika. Hierdie hele ding in die land gaan begin spoed optel. Is dit 'n goeie ding vir ons? Adira, ja en nee. Weet jy hoekom? Want hoe gouer hier 'n bloedige revolusie kom en die status quo verander, hoe beter vir die boerevolk. Want op hierdie stadium is hulle besig om ons stadig aan dood te wurg. Nou ja, terwille van die oorlewing van die volk, moet hier maar 'n groot strafgerig kom, dat Vader kan ingryp en dat daar 'n radikale verandering in die koers kan kom van hierdie pad wat ons begin het in 94. Kom ons lees verder. Ja, alhoewel dit vir ons baie donker gaan word, sal ons vyande nie daarin slaag om ons geheel en al ten gronde te rig nie. Alle moontlike en verdagte leeroffisiere word gevang met jingo's. En dit gaan ons sien. Ons gaan hierdie sterk invloed kry van ouens wat baie Brits goedgesind is in die stelsel, in hierdie doringbosstelsel wat kom. Daar vind iets plaas waarmee hulle nie rekening gehou het en dit bring 'n einde aan hulle heerskappy en bedrywighede vir goed. Dit is so. Daar's 'n hele aantal dinge wat gaan plaasvind. Maar die grootste enkele ding wat sal gebeur, wat 'n einde gaan maak aan hierdie Illuminati, Jesuïte, Vatikaan, Joodse stelsel, is die groot planeet wat kom om die aarde te verwoes. Friendly Christian praat, mense moet hom net ignoreer. Ignoreer hom net. Werk om hom. Maak soos ek. Beweeg om hom. Werk om hom. Ek het dit al die jare gedoen. As ek met mense te doen gekry het wat probeer het om jou te ontspoor. Werk om hom. Want hy is besig met 'n groot klomp twak. En iewers gaan Vader by hom ingryp wanneer hierdie dinge begin, en Friendly Christians sal soos die res van ons dieselfde probleme ondervind, wat hiervan gepraat word. En hulle sal hom ook oproep, hy is nog jonk genoeg om opgeroep te word. En dan sal ons sien, en wat gaan hy dan nou doen, wanneer Vader die groot verdrukking oor hom bring? Want kyk, die Bybel sê, sommige ouens praat baie oor geloof, totdat die groot verdrukking kom. Ja, iemand wat sê, hy hardloop eerste in en by 'n oorlog, ja, sies tog, ek verstaan nie mooi wat aangaan nie. So, moet ons, die vraag is, moet ons dan nou deel raak, as die Britte begin om die blanke mans op te roep, as die Britte begin om die blanke mans op te roep, wat gaan julle doen? Denk julle ons moet maar die man stuur?
Dink julle ons moet die man stuur? Die Britte bring 'n oproepinstruksie uit. Ons het nou die revolusie min of meer oorleef. Daar's 'n nuwe stelsel in plek. Hulle sê maar ons het 'n nuwe regering. Daar's Britse troepe oral in die land, FSA troepe, VN troepe om wet en orde te probeer handhaaf. Die swartes net 'n bietjie te kry dat hulle rustig raak en ophou blankes vermoor. En nou is die vraag. Nou kom hulle en dan sê hulle, jong, ons moet nou 'n nuwe stelsel begin. Kyk hoe lyk dinge, ons moet deel raak, ons is deel van die wêreld, ons is nou onder die NAVO-stelsel, ons is nou 'n NAVO puppet government, so gaan ons mans en ons seuns stuur. Deidre sê ons het nie 'n keuse nie. Ek sê ons het 'n keuse. Boesman sê dis Satan se plan om van God se volk ontslae te raak. Dis korrek. So, nou moet jy verstaan, dit is waar die Suidlander plan inkom. Hierdie dinge kom vir ons. So, as jy jou huis en jou swembad en jou flat screen wil oppas, dan bly jy by die huis, dan gaan jou man oproep, en dan gaan jy op die ou einde sit met jouself, en jy is uitgelewer aan die regering. Of, jy doen hierdie onttrekking Noord-Kaap toe, en die mans verdwyn in die veld. En dit is waar hulle oorlewing is in die veld. Ons het hierdie ding gedoen tydens die 1914 rebellie, toe het die blanke mans ook in die veld verdwyn. En ja, dit was definitief so ook tydens die Tweede Wêreldoorlog. So, nee, jy sal nie kan nee sê nie, ek het nou dit vir julle gelees, hy sê dit, en ek sal vir jou weer lees hierso, waar hy sê, as hulle 'n man kry sonder 'n uniform in die straat, slaan hulle hom dood. So, die mans wat hierdie ding verstaan, weet jy wat doen hulle? Hulle sê, luister, ek gaan nie vir Brittanje veg nie, so ek gaan myself rad, ek gaan veld toe. Ek gaan mammie en die kinders bære daar in die Noord-Kaap, in die kampe daar, in die vlugtelingkampe, want teen daai tyd het ons al 'n revolusie gehad, en baie mense het nie meer huise en karre en werke nie, en plase nie. So, wat doen ons? En dan kan die mans maar in die veld verdwyn, want sy vrou en kinders is veilig. Sy vrou en kinders word na gekyk daar in die Noord-Kaap. Maar die ou wat in die dorp sit, hy is uitgelewer aan die stelsel. Jou water en ligte, jou bankrekening, jou central bank digital currency, jou QR-code sal alles geïmplementeer word. Glo vir my, dit is hoe dit werk. En dan sien ons in daai tyd, hoe die blanke vrouens en kinders in die grootste gevaar denkbaar verkeer, die wat agterbly in die stede. Nou goed, ek lees verder. Hier sal self ook FSA troepe wees om te probeer keer dat die Engelse nie heeltemal in hulle doel slaag nie. Hierdie is waar, ek het dit persoonlik self gesien by herhaling. So, dit wat hy hier sê is waar. Dit lyk of hulle weer van ons boere gaan interneer, maar die kamp is anderste as 1939 tot 1945. What is the timeline all of this will happen? I think this year and next year. 2025 and 2026. Dis my hunch. Hulle vervoer ons na 'n ander land, vermoedelik Australië, en daar word ons deur Japaneese leeroffisiere ontset, en hulle is bly om ons te verneem dat ons boere is. Dit is so. Ons gaan op 'n stadium sien dat groot drama geskied in Australië. Veral met China en Japan en Indonesië en Jakarta, daai klomp oosterse lande. Kom ons gaan verder. Net soos in die vorige oorlog word ons troepe weer na die noorde gestuur. Maar hulle is hierdie keer nog minder eensgesind. Daar kom wrywing tussen die Engelse en Afrikaanssprekendes en in onderlinge gevegte word baie doodgeskiet. Nou ja, waarvan praat hy? Hy praat van 'n oproep na Egipte toe. Hy praat dat die mans moet weer gaan veg vir Brittanje, maar die keer in Egipte en in die Midde-Ooste praat hy spesifiek van. Ek dink nie dis al dan teen in Europa nie. My persoonlike opinie is hy praat spesifiek hier van die Midde-Ooste en van Egipte. Want ons het hierdie tipe oorloë, dit wat hy hiervan praat, tydens die Tweede Wêreldoorlog is die mans, het hulle ook geveg in Egipte. Dit was niks snaaks nie. Daar was groot gevegte in Egipte. So, en dan sê hy, daar tussen die Engels en Afrikaanssprekendes is daar geweldige konflik. Hoekom? Want die Engelssprekendes loop agter die Doringbos-regering aan en soen hulle voete, hulle is 'n klomp joiners, en die Afrikaanssprekendes
Hulle sê, maar hierdie is nie ons regering nie, hoekom moet ons vir hulle gaan veg? Dan sê hy, daar kom 'n hindernis voor ons troepe, VSA troepe wat alreeds die Engelse leer in die noorde uitgewis het, keer ons leer voor, ons troepe word ontwapen en geskei, die Engelssprekendes word daar gevange gehou, maar die Afrikaanssprekendes word huis toe gestuur, maar hulle kom hier sonder wapens aan. So, nou wat verwys hy hierso? Hy sien 'n direkte ingrype by hierdie oorlog in die noorde deur die VSA. En dit is iets wat ons gesien het in 1967. Het ons dit gesien, as ek dit nie mis het nie. Ek het 'n studie gaan maak oor hierdie oorlog van 1956, 1967 en 1973 in die Midde-Ooste. En hulle gaan almal oor die Suezkanaal, die Sinaï-woestyn en dan Sirië en die Golanhoogtes. En in hierdie Midde-Oosterse oorlog wat ons gesien het in die laaste 50 jaar van die Joodse staat, was Britannië die Jode se bondgenoot. En hulle het die Jode baie sterk bygestaan, die VSA ook, maar net tot op 'n punt. Op 'n stadium het die VSA gesê tot hiertoe nie verder nie. En toe het hulle ingegryp en begin druk uitoefen op die Joodse staat. Hierdie hele situasie gaan hom weer herhaal. Ons gaan baie binnekort, en dit sal soos in binnekort wees. My persoonlike opinie is, dis weke weg. 'n tweede 1967 oorlog hê, soort van oorlog hê. Waaroor het dit gegaan in 1967? Die Jode wou hulle grondgebied vergroot. In 1967 het hulle die Golanhoogtes gevat, Sinaï-woestyn tot en met die Suezkanaal. Hulle het 'n deel, hulle die Wesbank gevat. Hulle het daai tyd het hulle Gaza onder hulle beheer gesit en hulle het hulle grondgebied vergroot. Maar die VN erken nie grondgebied wat jy inkry deur middel van oorlog nie. Hulle erken dit nie. So, daar's toe begin druk uitgeoefen en onder andere deur die VSA en gesê dat hulle die grondgebied moet teruggee. En hulle wou dit nie doen nie. En dit het gelei tot dat die Arabiese state, Sirië en Egipte, dan oorgegaan het tot 'n aanval in 1973 op die Joodse staat om hulle grondgebied terug te kry. En hulle was nie heeltemal suksesvol nie. Nou moet ons iets verstaan. Die Joodse staat wil hulle area vergroot. Hulle praat van the Greater Israel Plan. En dit het niks te doen met die Bybel nie. Dit niks is imperialisme. En hulle wil hom doen van die Suezkanaal of tot by die Efraatrivier. En ek gaan dit weer eens sê, dit het niks te doen met die Bybel nie. Hulle is nie Israel nie, hulle is nie die Israel van die Bybel nie, hulle is die nageslag van Esau, en dit gaan vir hulle hier oor grondgebied, sodat hulle die volgende superpower kan wees, want hulle soek die olie in die gasbronne. Wat beteken, hulle moet die hele area ontvolk. Nou wat doen hulle met daai wat hulle ontvolk het? Hulle druk hulle in Egipte in Europa in. Maar niemand anders wil hulle vat nie. Egipte wil hulle nie vat nie, Jordanië, Saudi-Arabië tot op hede geen Arabiese of Irakese of Lebanese of Palestynë vlugteling gevat, sedert die oorloë onder die VSA begin het in die 90's nie. Nie een nie. So, in Saudi-Arabië is geen een van hierdie vlugtelinge nie. Daar is 'n aantal vlugtelinge in Jordanië, Egipte wil nie vat nie, Lebanon kan nie vat nie, Sirië is verwoes, so waarheen gaan daai klomp vlugtelinge? As hierdie Jode begin om daai area te ontvolk, wat hulle doen met groot sukses, waarheen gaan hulle? Hulle, skies tog, wat ons net 'n plan hier maak. Ek net kyk of ek nie net 'n plan hier kan maak nie. Daar sy. Goed. Want dit maak 'n mens 'n bietjie moeg. Reg. Kom ons kom weer terug. Hoekom? So hulle gaan daai area ontvolk. Ons gaan groot oorloë sien. Ons gaan tot sien dat Turkye totaal verwoes word, dele van Turkye. Julle gaan dit sien. Dis alles in dit wat Siener nie sê nie, dit
het ek gekry by ander profete wat oor die laaste aantal dekades geprofeteer het. Nou ja, kom ons kom terug. So, wat ons hierso sien, is hierdie oorloë in die Midde-Ooste vlam weer op. Die Jode wil hulle area vergroot, dit is die Greater Israel Plan, daai ontvolktes, daai wat hulle so ontvolk, kanaliseer hulle deur Turkye tot in Europa, en dit destabiliseer Europa, maar dis die plan. Die plan is om die blanke land te destabiliseer. Reg. Nou goed, kom ons gaan aan. So, maar nou is iets baie belangrik. Nou moet julle iets baie belangrik luister. Die VSA en Brittanje en die Joodse staat is baie groot bondgenote. Tussen daai drie destabiliseer hulle die hele wêreld. Nie die Russe nie, daai drie. So, die Britte destabiliseer, ons kan nou sien wat hulle gedoen het in China en in Indië en Pakistan. Daar is ons op pad na 'n kernoorlog toe. Reg. Boesman vra maar 'n vraag. Dit is die een ding. VSA befonds die Joodse staat met biljoene dollar per jaar. Hulle praat van 'n ekstra $30,000 vir elke man, vrou en kind word gegee in die Joodse staat, via die Amerikaanse belastingbetaler, plus hulle gee hulle wapens. As hierdie VSA troepe opstaan teen die Engelse leer in die noorde, dan moes iets radikaal gebeur het. Wat moes gebeur het om dit te veroorsaak? Die Doornbos regering is VSA, deel van watter deel gaan ons help van die VSA? Luister, Boesman, dit wat ek jou nou gaan sê is, dit wat Vader my gesê het. En niemand gaan dit erken of ontken nie. So, jy kan maar gaan rondvra, jy kan VSA ouens bel, jy kan maak net wat jy wil. Hulle gaan dit nie erken nie en hulle gaan dit ook nie ontken nie. Hulle gaan net vir jou sê, hulle weet nou nie van dit nie. Maar ek sê vir jou wat gaan gebeur. Luister nou mooi. Die VSA gaan Brittanje los, dat hulle hierdie land vat, militêr en omswaai na 'n NAVO-regering toe. So tussen die VSA, Brittanje en die klomp verraaiers in die land, die DA, die Vryheidsfront en so aan, gaan ons 'n nuwe Kudesa Doornbos regering kry. En dit sal 'n NAVO puppet government wees. Maar die VSA, sê Siener, vertrou nie die Britte nie, en dis met reg. En dis nou 'n ding wat al 'n geruime tyd kom. En wat hulle doen is, hulle hou hulle kommunikasie dop. En hulle kom toe agter, dat die Britte agter hulle rug met die Russe gaan kommunikeer, en ooreenkomste gaan sluit het, en al VSA se militêre geheime gaan uitlap het aan die Russe. Die VSA vind uit daarvan, en hulle onttrek uit die Doornbos regering, saam met die Duitsers. Reg. Die Duitsers soek hulle pond vleis in Suid-Afrika, want hulle soek die olie en die gas. Ons gaan sterk Duitse betrokkenheid kry by die Doornbos regering vir olie en gas. Vir gas en steenkool, skus tog. Vir gas en steenkool. Ek het gesien hoe hulle inkom vir hierdie gas by Mosselbaai en alles. So ons gaan baie sterk betrokkenheid kry van Duitsland. En met die steenkool wat hulle hier gaan uitvoer, gaan hulle 'n oorlogsekonomie oprig in Duitsland. Want hulle tans 'n ernstige gasprobleem, 'n energieprobleem. Hulle kan nie 'n oorlogsekonomie oprig sonder steenkool nie. So, want hulle is nou op sogenaamde hernubare energie, solar en wind panels en sulke twak. En die gas wat kom van die VSA is 4 keer duurder as die gas wat ingekom het van Rusland af. So die VSA het die Duitsers geskroef, ou maat. Hulle het hulle onder hulle duim. So daarom wil Duitsland 'n sterk betrokkenheid hê in hierdie komende Doornbos regering. Hy soek die gas en hy soek die steenkool. Skus tog, ek glo ons het olie, maar hulle gaan nie vir ons sê ons het olie nie. So ek glo ons het genoeg olie, want olie is 'n mineraal wat baie wyd voorkom reg oor die wêreld. Daar is geen tekort aan olie nie. Enige ou wat glo daar's 'n tekort aan olie, verstaan nie.
Daar is olie reg oral. Daar is soveel olie dat dit uitborrel in die Meksikaanse golf uit die see uit. Dit borrel uit. Dan lê dit sulke groot poele olie bo op die see. So baie. Olie is soos die aarde se sweet. Dit is en die aarde het oral sweetgaatjies, dan druk hy nou die olie oral uit. So dit is nie iets wat nou skaars is en ons moet nou mooi daarmee werk want dit gaan klaar raak nie. Dis 'n klomp twak. Maar wat ons wel gaan sien hier en dit is wat vir my belangrik is en dit is die groot ding. Is om watter rede sal die VSA teen Brittanje draai, om watter rede sal die VSA teen Brittanje gaan militêr en dan moet ons verstaan die Jode en die Britte is 'n Siamese twin. Is 'n groter bondgenoot as wat die Jode in die VSA is. Met die gevolg is, wanneer hierdie ding gebeur, dat die VSA begin optree teen Brittanje, kan jy maar seker wees, dan sit die Jode daarin, ek kan nou nie die woord sê nie, maar dan is hulle in hulle moere. En hierdie sal dan lei tot die 10 nasies wat opstaan, teen die Joodse staat, teen die hoer op die dier en haar verwoes. Dit is waarheen dit op pad is. Nou ja, kom terug, donkerte oor die Republiek. Dankie Adrian. Die troepe wat noorde toe gegaan het, was eers vrywilligers, maar later is hulle opgekommandeer. En die wat nie noorde toe wil gaan, die word geïnterneer. Ander word sommer in die strate doodgeslaan. Omdat hulle nie in uniform is nie. Daarbo, waar ons troepe gevang word, is baie ewige gevegte aan die gang, en die vlamme slaan baie hoog uit. Ondertussen kom hier 'n groot donkerheid oor ons in die Republiek. So, eers is dit vrywilligers, is altyd so. Eers vrywilligers, en dan sê hulle, nee, ons het nou almal nodig. En dan raak dit 'n wet. Moslems uit Indië saam met die Engelse kom val ons hier aan in die Unie. Ons gaan dit sien. Maar na 'n lang gespook gaan hulle hier weg, alhoewel hulle deur die VSA gewaarsku is om dit nie te doen nie. Kom hulle tog per vloot met groot magte hierheen om ons aan te val. Die VSA vloot keer hulle naby Durban voor, bombardeer hulle en jaag hulle terug Indië toe. Hierdie het baie te doen met die komende pole shift. Nou as jy 'n bietjie navorsing gaan doen, dan gaan jy agterkom China het massiewe stede onder andere begin bou, oral in die wêreld, maar veral in Afrika. In Angola het hulle 'n stad gebou wat 250.000 Chinese kan dra. Daar bly niemand daar nie. Dis leeg. Die plek is leeg. Hy het strate, woonstelle, skole, sportvelde. Gaan soek daai op. Ek dink hulle is onder die Chinese Ghost Cities. Gaan soek dit op. En dieselfde, hulle planne is net beter as die Indiërs. Hulle doen hierdie planne want hulle is bekommerd oor 'n pole shift, wat beteken hulle moet 'n groot aantal mense kan skuif. So dan wil hulle skuif hier na Midde-Afrika toe. Hulle het klaar die stad gebou, die ouens gaan nie bly in tente en vlugtelinge nie, hulle gaan net intrek. Dit is hulle plan op die tafel. Die Indiërs het nie so ver gedink nie. So, wanneer die moeilikheid, en dit het reeds begin, Indië is besig om plek te sink. En dit het te doen met die hele Indo-Australiese plaat wat besig is om te sink. Hy sink so skuins. Reg? So, daar by Indië en Pakistan sak hy, en dan sak hy stadig aan, en dit wil sê van jou weste kant van Australië is hy besig om te sink. En dit sal in die toekoms baie duideliker raak. Nou ja, so, en hulle kom soek grondgebied. Nou, op 'n stadium sal ons 'n VSA-kolonie raak, en dit sal wees in die tydperk wanneer die Britte onttrek, die Chinese inkom en vat tot en met Kimberley, en dan sien ons sterk VSA militêre betrokkenheid. Maar die VSA gaan sê, maar ons sal julle help om van die Chinese ontslae te raak. Geen wonder die Chinese het al pad van SA tot in Ethiopië kom bou nie. Ek glo hulle het 'n duidelike plan, Deidre. Daai ouens werk met 'n plan. Quentin Smith sê, I've seen that city in Angola with my own eyes. Baie dankie. Anders sê die mense ek lieg, want die volk lees nie.
Hulle kyk Netflix en allerhande ander gemors. Met die gevolg is ons is nie op datum met dit wat besig is om te gebeur nie. Moslems uit Indië, ek lees die Chinese wat ook hierheen wou kom word nou deur die Indiërs gewaarsku om op te pas vir die FSA wat die Afrikaners help beskerm. In hierdie tyd sal die Britse eilande in groot benoudheid verkeer, ook vanweë die duisende vreemdes wat die land binnenstroom. Hierdie is baie belangrik, want dit het alles te doen met die ondergang van Brittanje. Brittanje en Europa, die ondergang is bepaal deur Jahwe. Dit wat dit gaan daaroor, sieners sê, hulle het ons oorgelaat aan ons vyande. So nou gaan God, hierdie selfde vyande, wat hulle ons aan oorgelaat het, op hulle loslaat. Boesman, jy moet bietjie gaan kyk, China's Ghost Cities. Gaan soek het bietjie, BBC het 'n baie oulike berig daaroor gedoen, 'n hele paar jaar gelede. So, onder die Chinese, gaan baie mense sterf van die honger. So, ek sê net vir jou, wat gaan die Chinese doen? Hulle gaan die blankes wat nog in die stede is oplaai, veral in Johannesburg, dis iets wat sien pertinent sien, en hulle bære onder die myne, sonder kos en water, en daar gaan hulle mekaar eet. Dis nogal, ek dink iets wat staan in Esegiel ook, en ek dink iets wat staan in Deuteronomium ook. So, dit is 'n straf oor die volk, wat nie wou luister nie. Nou ja, kom ons kyk verder. So, hierdie ding is baie belangrik. Hierdie FSA militêre betrokkenheid is baie belangrik. Nou, kom ons terug na 'n vraag wat Boesman my gevra het. Hoe gaan die FSA die boere help? Hulle gaan hulle help met kos, met mediese voorrade, en ek praat van die ouens in die Noord-Kaap. Ek praat nie van reg oor die land nie. Quentin sê, Luanda has a big rice buildings standing empty, seen with my own eyes, not via internet. Ja, dit is hierdie plekke wat gebou is deur die Chinese vir hulle mense. Johan van Vieren sê, ek het daai Ghost Cities gegoogeld 3 jaar gelede, dis daar, en tans mag niemand daarin gaan of bly nie, dis korrek. Hoekom bou hulle? Want hulle weet, daar kom groot sinking met die pole shift vir China, so hulle wil bevolking probeer aan die lewe hou en spaar. So hulle gaan 'n deel, dit wat hulle beskou as die room, gaan hulle probeer skuif. Onder andere na hierdie stede wat hulle dan nou klaar gebou het. Ek wil nou terugkom na hierdie ding van wat gaan die FSA doen in hierdie tyd? Die FSA, weet ons, is betrokke by die lig van die ANC-regering. Dis 'n feit. Enige ou wat dit nie kan verstaan nie, weet ek nou nie wat gaan ons sê nie. Maar, dit is vir my toch, met hierdie hele refugee program, gaan jy sien hoe baie blankes gaan oorsee gaan in hierdie tyd, hoe hulle die blankes gaan help om oorsee te gaan. Nou, op die langtermyn is dit nie vir my 'n goeie idee nie, want dit beteken ons assimileer met die Amerikaners, maar aan die ander kant, dit is so dat dit miskien baie lewens sal red in hierdie tyd. Hoe dit ook al sy, ek sien dat die FSA bring kos en medisyne voorrade in via Botswana vir die kampe in die Noord-Kaap. En hulle help ook met opleiding van die blanke mans in die velde van die Noord-Kaap. Dit is 'n feit. Ek het dit nie eenmaal gesien nie, ek het dit verskeie kere gesien. So, ek is maar betrokke daarbij, en daarom, iemand met die kos gaan haal in Botswana, so jy kan nou maar dink. Engeland vrees 'n kernaanval. Omdat die Engelse 'n Russiese atoombom aanval, vrees knoei hulle in die geheim met die Russe. En dit is waarvan hy praat. Hulle verraai die Westerse militêre geheime aan Rusland en sluit ook geheime militêre verdrae met Rusland teen die FSA. Die Russe vertrou die Engelse glad nie en die FSA vind tog alles haarfyn uit en besef die gevaar van 'n Engelse verraad vir hom. Ouens, tap dat ons likes het asseblief, dat dit kan ophardloop daarna 30.000 toe. So, wat doen die Britte? Hulle gaan verraai die FSA se militêre geheime. Kyk, die Russe vertrou ook nie die Britte nie. Dit is hoekom ons op 'n stadium sal sien dat die Russe ten minste een kernmissiel afstuur op
die Britte. So wat gaan doen die Britte? Hulle gaan kruip gat by die Russe en hulle bring die VSA se militêre geheime daarmee saam en oorhandig dit aan die Russe en sê, man, wie jy, dit is nou die geheime, en jy kan seker wees die Jode is betrokke by hierdie, want die Jode het toegang tot feitelik al die militêre geheime van die VSA. So ek weet nie of julle bewus is daarvan nie. Die Mossad het toegang tot feitelik al die militêre geheime van die VSA. So, tussen die Britte en die Jode sal hulle die VSA gaan verraai aan die Russe. Hoor wat ek julle sê. En dan sal Brittanje omskaar aan die kant van Rusland, en ek glo op 'n stadium sal die Jode hulle skaar aan die kant van die Chinese. Nou goed, kom ons kyk, die groot slag, kom maar net hierso verder, hulle verraai die westerse militêre geheime aan Rusland, en sluit ook 'n geheime militêre verdrag met Rusland teen die VSA. Die Russe vertrou die Engelse glad nie, en die VSA vind tog alles haarfyn uit, en besef die gevaar van 'n Engelse verraad vir hom. Die groot slag tussen die troepe van die VSA en Engeland vind plaas in Egipte, nadat die volgende wêreldoorlog uitgebreek het. So, nou kom ons weer terug. As hulle teen die Britte staan in Egipte, staan hulle ook teen die Jode in Egipte. Hoor wat ek julle sê, want die Britte en die Jode het dan 'n plan om daai Suezkanaal te vat. Brittanje het nog beheer gehad oor die Suezkanaal met elke wêreldoorlog. So, ek meen, dink jy nou met die derde wêreldoorlog gaan Brittanje terugsit? Nee, hy soek beheer oor die Suezkanaal. Die geskiedenis herhaal homself, volk. Dit wat ek nou sê, ek het hierdie goed gaan opswat, want Vader het vir my in 'n droom gesê, gaan kyk daar, gaan kyk daar, gaan kyk daar, gaan kyk daar. Ek moes hierdie goed gaan oplees. En toe het ek audio's daaroor gemaak, dat ek net verstaan, wat het gebeur, dat daar so 'n krisis is oor Egipte, want mense sien is daar niks behalwe 'n paar piramides nie. Maar klaar blyklik is daar meer as wat mens dink. Nou ja, die Engelse leer word daar verslaan, en die wat na die slag nog in die lewe oorgebly het, word gevange geneem. Dit is ook daar waar ons troepe vorige keer gevang en ontwapen word. Die Engelse probeer in die geheim om militêre hulp by Japan te soek, maar slaag nie daarin nie. Nou ja, die Japaneese het een of ander geheime ooreenkoms met die nasionale partyregering gemaak, baie jare terug. Wat dit is, weet ek nie. Maar dit is die rede hoekom die Japaneese, wanneer hulle op die interneringskampe afkom van die boere in Australië, hulle ontset en hulle terugbring Suid-Afrika toe. So ek dog net ek sê julle, dit het daarmee te doen, maar wat dit is, weet ek nie. Ja, Jolanda, ja, Suid-Afrika het ook 'n baie belangrike seeroete. So, as jy natuurlik Suid-Afrika beheer en jy beheer die Suezkanaal, dan beheer jy twee van die belangrikste seeroetes in die wêreld. Nou ja, die Engelse probeer in die geheim ook militêre hulp by Japan te soek. Nou, weet julle wat? Ek wonder of ek nou moet aangaan. Ek dink ons moet volgende week weer 'n bietjie praat. Dan gaan ons weer praat oor hierdie dinge. Wat baie belangrik is vir ons nou, is ons sien dat die bondgenootskap tussen die VSA en Brittanje breek. Dit gaan heeltemal ten gronde. En dit is baie interessant. Want dit is 'n bondgenootskap wat baie dekades al daar is. So dan moet iets drasties fout gaan, dat die VSA teen die Britte sal optree. Die Duitsers sal ook onttrek uit hierdie Doringbos regering uit. En dit is wanneer die Doringbos regering ineenstort. Maar teen daai tyd is die manne al opgeroep, ouens is in interneringskampe, die QR-code is in, jy mag nie cash gebruik nie, hongersnood is aan die orde van die dag, jy sal in 'n ry staan vir brood, ons is op pad na daai punt toe. So, wat vir my net belangrik is dat ons moet verstaan, dat dit wat Siener gesê het, is besig om homself uit te speel. Dis nie iets waaroor ons nou nog moet wonder nie. Hierdie ding van Egipte en die Suezkanaal is iets wat in die tyd van, ons sien dit in die Tweede Wêreldoorlog, ons sien 'n bietjie daarvan in die Eerste Wêreldoorlog, ons sien dit in 1956, ons sien dit in 1967, ons sien dit in 1973. So wat sê dit vir jou? Siener praat oor hierdie ding van Egipte.
Nou, hoe het hy geweet van hierdie krisis omtrent Egipte? Wie het hom dit gewys? Jahwe het hom dit gewys. So, dit moet akkuraat wees, want ons sien dit in die laaste 100 jaar. So,